Ek is seker, daar was meer voorvalle van verkrachting as waarvan ons weet. Maar dit was nie toe 'n oorlogswapen soos deesdae nie. Geweld in oorloë is teen die ander gemik. Ander wat as minderwaardig en anders word. Moontlike redes dat nie meer vroue verkragt is nie, is dat boerevroue wit was, Engels kon praat en in hulle huise gebly het, wat nie veel van soldate se eie huise verskil het nie. Die Britte was ook bedag op wat voorheen tydens die Indiese rebellie van 1857 gebeur het, toe die geweld om die Indiërs te verslaan geregverdig is oor die wyse waarop die Indiërs Britse vroue na bewering behandel het. Teen 1900 was Brittanje meer demokraties. Die magtige pers durf ook nie sien dat die Britse weermag boerevroue behandel soos wat die Indiërs Britse vroue behandel het nie. In die algemeen het bevelvoerders aanranding probeer voorkom en verseker dat soldate nie konsentrasiekampe binnekom nie. Van Heiningen is weens ontbrekende getuies onseker wat met swart vroue gebeur het, maar is seker dat hulle ook slagoffers van verkrachting was. President M.T. Steyn en generaal J.B.M. Hertzog het maande voor die einde van die oorlog met behulp van Dominee H.D. Kestel die Britte se oorlogsvergrype en oortredinge van die Haagse konvensies, die verskroeide aardebeleid waarin meer as 30.000 plaas- en werkshuise vernietig is, onder die wêreldse aandag probeer vestig. Altesaam 32 beëdigde verklaringe oor 24 voorvalle van geweld is deur verskillende manlike amptdraers afgeneem en deur Klasie Havenga, militêre sekretaris van Hertzog, versamel. Die verklaringe beskryf wandade tussen 1901 en 1902 soos plundering, dreigemente tot geweld, verkrachting en sielkundige teistering in die oostelike dele van die Vrystaat. Helene Opperman-Loos, 'n sielkundige en skrywer van die boek Apartheid, Britain's Bastard Child, sê dis hoogs waarskynlik dat swangerskappe verkrachting kon volg. Trots en skaamte in die tydvak was belangrike waardes, daarom is gebeure versteek. Die psigologiese trauma van kinders wat uit aggressie en haat verwek word, as ook die moeder se trauma, haar vernedering, bewustelike of onbewustelike ambivalensiese en meer dikwelse verwerping van die kind moet verskriklik wees. Verkrachting word 'n wapen om die vyand te verneder. Professor Antjie Krog, bekroonde digter, skrywer en navorsingsgenoot van die UWK, sy sentrum van veeltaligheid en diversiteitsnavorsing, het met 'n storie groot geword. Sy skryf daaroor in 'n artikel, "They couldn't achieve their goal with me", wat handel oor seksuele aanranding in die Anglo-Boereoorlog. Dit is 'n storie van 'n vroedvrou wat nagmaaldienste bygewoon het, maar nooit wyn of brood geneem het nie, oor wat sy in die oorlog moes doen. Krog haal 'n gedeelte aan die skrywer uit Dot Serfontein se boek Rang in der Staten, waarin 'n pasgebore baba die produk van 'n verkrachting vuiste maak en skop. Dan trek ene tante Bet 'n lap oor die baba se gesig. Die baba se hand gryp in die lug en die ruggie trek styf, waarna dit stil word. Dit is 'n doodgebore, sê die tante. Nou ja, buiten die ander twee professore wat in die Bloemfonteinse Universiteit klas gegee het, verbaas dit my nie waarom so 'n skrywe geskryf was om ook maar duidelik te wees om te sê die Britte het nie bedoel om soveel vrouens en kinders te vermoor in Britse konsentrasiekampe nie. En ek lees graag vir u hierdie paragraaf. Die konsentrasiekamp reeks
is egter geen verwytskrifte of 'n poging om 'n oordeel te vel oor die Britse optrede van destyds nie. Dit poog slegs die feite aangaande die stelsel en die onderskeie kampe, soos dit in dagboeke, mededelinge en herinneringe en in amptelike Britse dokumente aangeteken staan, so objektief moontlik samevattend beskikbaar te stel, omdat die literatuur van destyds en die dokumenteversamelings nie vir die teenswoordige leser gereedelik beskikbaar toeganklik is nie. Rudy is besig met 'n dokumentêr oor Springfontein en die verkrachting van die vroue soos in die Havenga verslag beskryf word. Sal jy dalk bereid wees om met hom 'n onderhoud te doen oor Springfontein? Ons moet ook Sandrock se graf gaan soek. Sover ek weet, was hy in Bloemfontein begrawe en het ook die Bethany sendingstasie wil ons graag 'n besoek gaan aflê. Dr. Johan van Sail het toe vir my vriend Ernest Kotse 'n e-pos gestuur met die volgende woorde: Beste Ernest, ongelukkig is Elria oorlede en kan ek haar nie hieroor uitvra nie. Tereg is daar nie sulke danige dokumente in ons versameling nie. Wat Rudy betref, die museum stem nie saam met baie van sy ongegronde uitlatings nie en wil derhalwe geensins met sy opnames geassosieer word nie. Groete, Dr. Johan van Sail. My vriend Ernest Kotse het toe vir die Nasionale Argiewe in Duitsland 'n e-pos gestuur en vir hulle gevra vanaf die bestaan van die Lutherse kerk en hulle kerkleringe, is daar enige momente in die bestaan van die kerk dat hulle enige Romeinse katekismus nagevolg het? En Dr. Frank was so gaaf gewees om vir ons die volgende e-pos te gestuur het. En dit was op die 15 Augustus 2023. Hy het ook gevra waarom ons hierdie vraag vra. En daar was toe aan hom verduidelik, dit gaan oor hulle sendeling, Sandrock by die Springfontein dorpie. Hy sê die volgende: Dear Ernest, it is good that you didn't find any evidence in this question, but to find proofs today on the question of baptism and hell is very difficult. I researched some pages of the Lutheran churches, looked for baptism and couldn't find anything. There is nothing about hell. There are only a lot of statements about the grace of baptism in general terms. No church links up to the question of hell. It seems to be a pure historical question. I only found statements like the following: sinless of children. Some Lutheran theologians have emphasized that children are innocent and yet not capable of making moral decisions. Therefore, unbaptized children could not be condemned on the basis of lack of faith. This position often relies on the idea of innocence and God's grace. God's grace and sovereignty. Some Lutheran theologians emphasize God's omnipotence and its sovereign ability to judge
justly and graciously all people. This view could mean that God's grace is not limited to the form of baptism, but can work in inexplicable ways to save all. Please, before continuing with the question, why is it so important to you? You wrote that there is no evidence, so why deepening the issue? With warm regards, Martin Frank. My vriend Ernest Kotze het toe 'n brief aan Dr. Johan van Zyl by die Oorlogsmuseum in Bloemfontein geskryf. En sy brief lui as volg: Is daar dalk briewe of dokumente beskikbaar waar dit bewys dat die sendeling by Springfontein, Sandrock, besluit het dat die ongedoopte kinders apart begrawe moet word? Sal baie waardeer as ek die afskrifte daarvan kan kry. Ek lees in professor Andries Raad se boeke oor die besluit. Die prof is baie besig op die oomblik en kan nie nou help nie. Groete, Ernest Kotze. Dit is nou Oktober 2023. Dit gaan nou na 7 maande toe, nadat ek vir professor Andries Raad gevra het, soos wat hy aan my verduidelik het. Daar is briewe, en hy is in besit daarvan, van vroue, die 3000 wat in die Springfontein kamp was, wat geskryf het en gesê het, hulle is baie ongelukkig, omdat eerwaarde Sandrock hulle kind kom vat het, en wegbegrawe het in 'n aparte kinderkerkhof op Springfontein. Dis nou 7 maande. Ek wag nou nog vir die briewe van professor Andries Raad om sy bewys te lewer. En tot op hede, nie 'n woord van hom nie, en my gesprekke met hom op WhatsApp het hy toe my uiteindelik geblok. My vriend Ernest Kotze het toe 'n e-pos aan Dr. Johan van Zyl by die Oorlogsmuseum geskryf en die volgende gevra: Is daar enige bewyse dat eerwaarde Sandrock op Springfontein gedurende die Tweede Vryheidsoorlog 'n besluit geneem het dat as hy in die kerkhof of in die konsentrasiekamp aangekom het en 'n boerevrou het geboorte gegee en die kind is dood, dat daai kind nie saam met die res begrawe mag word nie. Die kind gaan hel toe en daarom is hierdie 37 kinders apart in 'n ander kerkhof begrawe gewees. En sy antwoord aan my vriend Ernest was gewees: Beste Ernest, ek het my studie oor Betuli in die oorlog gedoen en dit het Springfontein ook ingesluit, aangesien hierdie deel van die Betuli distrik was. Ek kan eerlikwaar sê, ek het op geen konkrete bewyse in hierdie verband afgekom nie. Is relatief vertroud met ou Sandrock se tyd daar. Sal interessant wees as Andries wel iets in hierdie verband het. Groete, Dr. Johan van Zyl. Voorvalle van verkrachting op plase. In Julie 1900, skaars 'n jaar nadat die Anglo-Boereoorlog in Oktober 1899 uitgebreek het, stel Britse opposisiepartye indringende vrae in 'n Britse parlementsitting oor beweerde verkrachtings deur Engelse soldate van inwoners in die Natalse kolonie tydens die opmars van Britse magte. Die opposisiepartye wou weet of die regering ondersoek gaan instel en optree. Meneer P.O. O'Brien, destydse parlementslid, stel die vraag, gegrond op 'n verklaring deur 'n Amerikaanse bevelvoerder, kaptein John Hassell, wat aan boerekant geveg het. Hassell word as geloofwaardig deur meneer Mitchell David beskryf wat die verklaring geneem het.
David het later as Ierse nasionalis en lid van die Britse Laerhuis bedank weens sy besware oor die Anglo-Boereoorlog. O'Brien verwys na 'n voorval in Dundee waarin 'n Britse infanteriepatrollie van 20 soldate nie net plaashuise verwoes het nie, maar 'n vrou wat alleen tuis was, glo verkragt het. Hassel en boerevegters het 'n halfuur na die voorval op die betrokke plaas aangekom. Die vrou het hulle gesmeek om eerder na die buurplaas van die Bester gesin te gaan, waarin die soldate op pad was. Hier was die boervrou en haar 4 dogters alleen tuis. By die plaashuis het Hassel hulle gesien hoe die soldate teen 'n heuwel af probeer vlug. Hulle het 3 van die vermeende verkragters doodgeskiet. Die meeste van die wreedaards het weggekom. Benewens 'n sterwende, gewonde soldaat in die Highlands uniform, 4 vroue met die ouderdomme 48, 18, 14 en 12 is verkrag en met afgryslike geslagsiektes besmet. Volgens Hassel het Engeland se eie soldate in hulle eie kolonie geplunder en burgers aangerand nog voor die oorlog begin het, voor Lord Roberts na Suid-Afrika gestuur is. Vroue, oud en jonk, tussen Dundee en Ladysmith is verkrag, voordat die boere hulle verjaag het. Hy het gewonder hoe die Engelse, wat op die boere neersien, kan aanvoer dat hulle die agterlike boere Christelike waardes verleer. Meneer George Wyndham, 'n goeie vriend van Cecil John Rhodes, het in die parlementssitting namens die regering geantwoord. Volgens hom was daar geen inligting oor die beweerde verkrachting in die Dundee omgewing nie. Die verklaring is van die boerebevelvoerder geneem. Hy twyfel of dit gepas sal wees om voorvalle te ondersoek wat net op 'n gesprek gegrond is. Die dade kan die doodstraf inhou indien dit tydens amptelike pligte gepleeg is. Dr. Wilhelm Valentijn, 'n Duitser wat hom aan die kant van die boere geskaar het 'n boek Hannen in Suid-Afrika oor die oorlog gepubliseer waarin hy Fred Lovell, 'n mede-boerestryder se ervaring van gruweldade afhaal. Volgens Lovell het die Engelse vroue en kinders soos diere in die Irene konsentrasiekamp ingejaag. Hy beweer hulle het ontugtige oogmerke gehad en wou die vroue met geweld en dwang, weerhouding van kos en marteling, meer gewillig maak. Sommige vroue en kinders is brutaal en onmenslik deur Engelse bevelvoerders misbruik. Wanneer hulle nie meer bruikbaar was nie, is hulle met vars mensvleis uit die kamp vervang. Alle soldate en bevelvoerders, Lord Kitchener ook, was hiervan bewus. Ek lees graag vir u net die volgende rakende wat uit hierdie klein boekie. Dit was die gedenkreeks wat professor Raad gedoen het vir die vroue monument in Bloemfontein. En hier sê hy, die Springfontein 'n unieke kamp. In baie opsigte stem die Springfontein kamp met konsentrasiekampe wat elders opgerig is ooreen. Soos talle ander kampe is die kamp ook langs 'n belangrike spoorwegroete opgerig om die vervoer van vroue en kinders en voorrade na die kamp te vergemaklik. Talle vroue en kinders het ook in hierdie kamp gesterf en die voedselvoorsiening en ander geriewe was ook karig. Wat die kamp Springfontein uniek maak, is egter die feit dat gestorwe, ongedoopte kindertjies met die aanvang van die kamp in 'n afsonderlike kerkhof begrawe is en nie saam met die gedoopte kinders nie. En dan die volgende paragraaf. Geen beskrywing van die kamplewe te Springfontein is afgerond sonder besondere melding van die groot werk wat deur die leraars in die kamp verrig is. In hierdie verband
moet besondere melding gemaak word van die reusewerk wat deur eerwaarde Sandrock van die Berlynse Sendinggenootskap en Dominee Dominiese en van Huisteen van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die kamp gedoen is. Die volgende biografiese gegevens in hierdie verband van belang is dat eerwaarde Christoph Sandrock op 18 Mei 1845 te Herrefield, Pruise gebore en op 12 November 1930 te Bloemfontein oorlede is. En dan so 'n paar maande gelede met die besoek aan die Vroue Monument in Bloemfontein was daar 3 personeellede wat saam met ons in 'n vergadering gesit het, saam met my Rudy Rousseau en my vriend Ernest Kotse. En na my vraag oor daardie 37 ongedoopte kinders, wat ek glo dat dit die kinders was van die vrouens en hulle dogters wat verkragt was deur die Britse soldate op die plase, het ek vir hulle gesê ek het 'n onderhoud met Elria Wessels gedoen, en in hierdie onderhoud het sy 'n bekentenis gemaak dat sy wel die bewyse in haar hande gehad het, dat dit wel so is dat dit die verkrachting babas was. En waarby al 3 hierdie personeellede amper soos 'n koor tegelyk gesê het, maar jy kan nie alles glo wat Elria Wessels sê nie. Nou verstaan ek dit nie. Hierdie pragtige boek wat u nou sien, ek wil graag vir u wys wat in die binnekant staan. En onthou, moenie Elria Wessels glo nie. En hier staan dit. Hierdie publikasie word opgedra aan Elsie Elria Maria Wessels, gebore op die 29ste Maart 1949 en sy is oorlede op die 15de Oktober 2021. Kyk na haar titel: Museum Geestes Wetenskaplike Navorsing van 1979 tot 2012 ter erkenning van haar bydrae tot navorsing en publikasies by die Oorlogmuseum in Bloemfontein van die Boere-Republieke. Maar jy moenie, volgens hierdie 3 personeellede, haar glo nie. Iemand wat 'n meestersgraad in geskiedenis gehad het, wat vir meer as 30 jaar by die Vroue Monument in Bloemfontein gewerk het, en dit is wat haar mede-kollegas van haar dink. Maar nie net hulle nie. Luister na die stemboodskap van professor Andries Raad, hoe hy oor Elria Wessels voel.
Hierdie is ook 'n baie gesogte boek. Hierdie persoon was 'n mediese dokter wat van Duitsland afgekom het om saam met die boere op kommando te kom veg. Na die Tweede Vryheidsoorlog het hy hierdie boek geskryf en hy meld in hierdie boek dat tot 35% van boervroue en hulle dogters was verkragt deur Britse soldate toe hulle op die plase aangekom het. Boerevriende, ja, hier in die pragtige Karoo, die dorpie met die naam van Springfontein, staan ons nou vanoggend by die kinderkerkhof, wat heeltemal aan die bokant van die Springfontein dorpie is in Piet Retiefstraat. En dis nou September 2022. Seker omtrent 12 jaar gelede, kan ook 'n bietjie langer wees, toe ek die dokumentêr hier kom verfilm het oor die konsentrasiekamp hier op Springfontein. Die dag toe ek hierso staan, het ek net 'n baie snaakse gevoel gekry, want die Grootkamp Kerkhof is omtrent seker so 2-3 kilometers van hier af. Waarom sou die kinders wat hierso lê, hierdie kindergrafies, nie saam met die ma of die ouma of wat ook al in die Hoofkamp Kerkhof begrawe gewees het nie? Nou ek gaan hierdie vir u verduidelik en dan, as daar iemand is wat vir my die bewyse kan gee, of die teendeel dat dit nie so is nie, is ek, Rudy Rousseau, bereid om weer hiernatoe te kom en om te sê, hier is die bewyse, dit was nie so gewees nie. As daar niemand vorendag kom om te sê, hoor hierso, wat ek nou vir u gaan vertel, hier is die bewyse, of niemand kom vorendag nie, dan aanvaar ek dit wat ek vir u nou gaan vertel, die waarheid is. En dit het gebeur, so seker as wat ek hierso staan. Ek het 2 boeke van professor Andries Raad, en daarin kom hierdie verskriklike goed wat met hierdie vrouens, ek praat nou van die boervrou en die kinders, gebeur het op die plase. Dit word daarin beskryf. Ek wil ook net vandag, na die hele paar jaar waarmee ek besig is, en waar ek dikwels gesê het dat, waarom word daar so gelieg deur die liberale Afrikaners, veral die vroue monument hier in Bloemfontein, oor die werklike getal vrouens en kinders wat dood is in die konsentrasiekampe. Nou, gister het ons 'n vergadering daar gehad by die vroue monument, en ek moet sê, ek voel bietjie beter vanoggend. Ek is nog nie heeltemal tevrede nie, want ek dink net, daar word nie die volle waarheid vir ons vertel nie. Maar met die ontdekking van die Sutherland konsentrasiekamp, het ek navraag gedoen of enige iemand vir my enige inligting kan gee, was daar 'n kamp in Sutherland, julle weet daai dorpie wat so verskriklik koud word. En op die uiteinde was ek toe gekontak deur 'n polisiekaptein Eben Nel. Hy het in sy jong dae vir Verwoerd en vir John Foster opgepas. En hy het 'n boek geskryf met die naam van Die Rebelle van die Handam Karoo. En ek het hom gaan sien in Kaapstad, en hy het my die hele storie vertel. Nou tydens sy navorsing het mense, goed wat hy gesoek het, inligting rakende die rebelle, het mense hom gekontak, maar het ook vir hom goed gestuur en vir hom die bewyse gegee, dat Sutherland wel, ‘n konsentrasiekamp gehad het. Nou gister by die vroue monument ontken hulle dit. Ek was ook gebel, ek gaan nou nie die ou se naam sê, en toe ek nou dit bekend gemaak het, dat Sutherland ook 'n konsentrasiekamp was, en toe sê hy vir my, weet jy wat nie, maar dit kan nie wees nie, want ek sien nou deesdae
elke kerkhof as 'n konsentrasiekamp kerkhof, en dit is regtig nie die geval nie. Ek dink ek het my intelligensie vlak is dan bietjie hoër as dit. En ek is nie daar so, weet, omdat ek niks het om te doen nie. My doel, wat ek nou al die afgelope 20 jaar doen, is om die volle waarheid oor die leuns wat hierdie liberale Afrikaners vir ons vertel het al die jare, die waarheid te gaan ondersoek, die bewyse vir u te gee, sodat u dan hierna kan kyk, en as jy met my saamstem, waardeer ek jou skrywe, en as jy vir my sê, maar ek praat nie die waarheid nie, is ek mans genoeg om te sê, goed, vertel my die waarheid, dan verander ons hierdie dokumentêr, sodat julle dan die regte inligting kan kry. Nou, tydens die onderhoud met Eben Nel, gaan maak hy vir ons koffie, en hy het 'n baie oulike boekrak gehad, en ek kry toe in die boekrak, ek was eintlik so verstom gewees, maar ek kry toe hierdie boek, en hierdie boek is geskryf deur Celestie Reynolds. Nou Celestie, ek weet nie of jy hierdie YouTube program van my kyk nie, maar wat 'n ongelooflike mens. Ek het 'n onderhoud gaan doen met haar in Kaapstad, en vir haar graad by die Noordwes Universiteit, en haar navorsing het sy 34.000 name gekry van vrouens en kinders wat gesterf het in hierdie Britse moordkampe. Ek moes haar ook opgespoor het, maar ek het toe, en ek het 'n onderhoud met haar gaan doen in Kaapstad. En vir baie jare het ek gesê, die getal van 26.000 vrouens en kinders is 'n leuen. Ek sê, daar is meer as 38.000 dood in hierdie Britse moordkampe. En hoekom ek dit sê? Met die uitgrawings wat hulle gedoen het in Mafeking, wanneer jy deur so 'n kerkhof stap, dan sien jy een grafsteen, maar in baie grafte het hulle tot 4 kinderlyke gekry. Nou vra mense, maar nou hoe gaan jy 4 kinderlyke in een graf kry? Ja, miskien moet jy hom dalk nou maar diep grawe, ensovoorts. As jy kyk na die foto van Lizzie Meyer, hierdie dogtertjie, kyk hoe uitgeteer is sy, was dit baie moontlik gewees om 4 kinderlyke in een graf te kry. Ek moet sê, en dit is vir my 'n voorreg, en ek wil vir neef Ernest sê dankie vir hierdie toer wat hy wil gesien het. Jy weet waar ek nou begin met hierdie Sint Helena projek, maar ook hierdie vertellings wat ek gedoen het rakende die konsentrasiekampe. En om vandag by hierdie kinderkerkhof te wees, nee, is vir my 'n voorreg. En ek weet nie wie hou dit in stand nie. My vriend, namens die boerevolk, wil ek vir jou sê baie, baie dankie. Of vir julle sê baie, baie dankie. Die rede hoekom ek hier vandag is, en dit is 'n vraag wat ek hulle gister gevra het, en dit staan so geskryf in hierdie boeke. In hierdie een boek sê dit dat daar was priester gewees in hierdie Springfontein dorpie hier in 1900. En hy het gesê, as daai boerevrou in die nag moet kraam en die kind gaan dood, en hy kom die volgende dag daar by die konsentrasiekamp aan, dan mag daai kind nie in die Hoofkampkerkhof begrawe word nie, want dan is dit, daai kind is ongedoop en hy gaan nie hemel toe nie. Ek weet nie hoe bizar kan dit wees, dat iemand so 'n besluit sal maak en jouself nogal 'n priester noem nie. Nou ja, hulle sê, katoenisme is die naaste aan kommunisme. Ek sê, en as jy vir my die teendeel kan kom bewys, ongeag oor hierdie name wat hier voor staan, met die name van die kinders wat hier binnekant lê, dan verander ek hierdie bewys in hierdie opname, maar ek soek die bewys dat dit nie so is nie. Ek sê, en ek het hulle dit gister gevra, hulle het dit beamoen dat dit wel gebeur het, ek het die boeke en die bewyse daarvoor, dat hierdie vergete grafte, hier in die bopunt van Springfontein,
Die vrouens wat verkragt was deur hierdie Britte, vir wie hulle in diens geneem het tydens die Tweede Vryheidsoorlog, wat vrye teels gehad het, en so staan dit ook in professor Raad se boek, jare terug, en ek wou so graag daaraan gegaan het om sy graf af te neem, maar daar was 'n mierennes wat skrik vir niks nie, jy kon glad nie uit jou kar uitgeklim nie, en hierdie minister, Klasie Havenga, is begrawe by Forrie Smit. Ek weet nie of ek so om moet ry en gaan kyk waar is sy graf nie. Nou gedurende hierdie tydperk het Jan Smuts, ek dink voordat hy besluit het om 'n verraaier te word, het hy 'n skrywe uitgebring en vir Klasie Havenga opdrag gegee en gesê dat die vrouens en hulle dogters wat verkragt was op hierdie boereplase 'n beëdigde verklaring moet kom aflê. En so was dit gewees. Toe het daar die Klasie Havenga verslag ontstaan. Maar so slink soos wat hierdie liberale Afrikaners was daar toe 'n moratorium gesit op daai verslag wat nie beskikbaar was vir die gewone publiek soos ek en u nie. Maar dank die Vader, ek dink die moratorium was 20 jaar, en die rede hoekom Jan Smuts dit gedoen het, en hoekom hy Steenberg se boek Helkampe ook verbied het, sy redenasie was, ja, hy wil nie nog verder die haat tussen die boer en die Brit aangeblaas het nie. Die boereverraaier Jan Smuts, geen wonder sy bynaam was gewees Jannie Jakkels gewees nie. Ek het daai Klasie Havenga verslag in my besit. Ek kan nie namens 'n vrou praat nie. Maar ek dink die grootste oneer wat 'n vrou kan aangedoen word, is wanneer sy verkragt word. Ek kan nie in my wildste drome dink wat deur so 'n vrou se gedagtes en se gemoed gaan as sy teen haar wil oneer word nie. Daardie bekende liedjie wat ek en baie van julle uit volle bors uitgesing het, Simamba, mamma se kindjie. Ek kon nooit die betekenis verstaan het van dit en waar hierdie liedjie vandaan gekom het nie. En hierdie liedjie is 'n konsentrasiekamp liedjie. Simamba, mamma se kindjie. Simamba, mamma se kindjie. Draai sy nek om, gooi hom in die sloot, trap op sy kop, dan is hy dood. As ek dink aan wat met hierdie vrouens en hulle dogters gebeur het, en hoe hulle verkragt was, en ek is baie verbaas, dat daai boereverraaier, daar was 'n hele paar van hulle gewees, en as ons nou kyk, waarmee ek tans besig is, Martinus Prinsloo, generaal Piet Cronje, Fanny Filonel, en die groot boereverraaier, wat gebly het op Ventersburg, naamlik Olofberg, wie sy graf in die agterkant van daai motorhawe is in Ventersburg, waar hy met 400 swartes, die fotos is in hierdie vroue monument hier in Bloemfontein. Ek kon dit nie glo toe ek het gister gesien het nie. En aan die een kant moet ek seker vir hulle sê, baie dankie, dat julle daarom 'n gedeelte van die waarheid daar vir ons mense uitgestal het. Hoe hy saam met Olofberg, of hoe hulle die 400 saam met Olofberg, 'n skrikbewind gevoer het, in die Ventersburg, en in die Kroonstad en in die Winburg gebied. Volksgenoot, ek aanvaar die name wat op hierdie bord is, maar ek aanvaar nie
dat hierdie kinders wat hier lê verwek was deur 'n boer en sy vrou wat lief was vir mekaar nie. Hulle kon gister nie vir my by die Vroue Monument die dokumentasie wys om te sê dit wat ek nou vir u vertel nie die waarheid is nie. Daar was 'n vrou, was baie bevoorreg gewees. Sy is laas jaar oorlede. Ek het haar nog gesien toe ek en professor Andries Raad die toer aangebied het by Ottosdal, die Siener van Rensburg toer. En ek dink by baie van julle wat haar geken het, 'n liefdevolle mens, iemand wat deernis gehad het vir haar volk se geskiedenis, en sy was Ria Wessels. En die reeks wat ek doen oor die boereverraaiers oor Sint Helena, en weer eens volksgenote, baie dankie vir die voorreg wat ek het en wat ek nou gehad het om Sint Helena toe te gaan. Dankie neef Ernest. Wil ek net vir julle almal weer eens sê baie dankie. Vir meer as 20 jaar probeer ek deur middel van hierdie filmopnames vir julle die waarheid bring. En ek het haar opgespoor. En ja, dit was vir my regtig 'n baie tragiese dag gewees, as ek gesien het waar sy haar laaste jare deelgeneem het. Deur ver op 'n plaasie daar in die Wolmerans distrik. En ek het 'n onderhoud met haar gaan doen, rakende die konsentrasiekampe, en sy het ook verneem waarmee ek besig is met hierdie Sint Helena projek. Nou wil ek net vir julle gou wys. Hier is 'n boek, en ek wil nou nie die persoon se naam noem nie, maar hulle het gister vir ons, vir my en Ernest, neef Ernest, 2 of 3 boeke gratis gegee, baie dankie. En dit is die ontstaan van die boere vroue monument hierso in Bloemfontein. Nou, na ek hierdie onderhoud gedoen het met Ria Wessels, het dit toe op 'n punt gekom, ook oor hierdie swart konsentrasiekampe in Suid-Afrika, was daar swart konsentrasiekampe gewees. Ek wil daarby sê, dat die Baralong stam die eerste swart stam was, en dit wys jou hoe bang hierdie Britte vir die boerevolk was. Want die boerevolk het hulle 'n les geleer in 2,5 jaar se tyd wat hulle tot en met vandag nie vergeet nie. Hierdie Britse empire met hulle queen wat nou die dag dood is, en haar vorige geslagte het hierdie boerevolk nog nooit om verskoning gevra oor die volksmoord wat hulle hier in Suid-Afrika kom pleeg het. Goed. Hulle was verskriklik benadeel gewees. Ek het die voorreg gehad om langs die Baralong koning te gaan sit nadat die erfenisstigting 22 vrouens en kinders se grafte gaan opgrou het in Mafeking by 'n konsentrasiekamp kerkhof met die naam van Magogwe. Ek was so bevoorreg gewees om saam met 'n paar boerevriende, nadat daai vrouens en kinders se beenderre vir 5 jaar in swart kratte by 'n begrafnisondernemer gelê het in Centurion, toe die Erfenisstigting en die Universiteit van Pretoria nie wou pa gestaan het oor die gemors wat hulle daar aangevang het nie. My vraag aan Ria Wessels was, ja, Ria, sê vir my, hierdie, hoeveel grafte is hier so ge? 30. Dankie neef Innes, hier's 30 kindergrafte, hier by Springfontein, hier in Retiefstraat, Piet Retiefstraat, hier in die bokant van Springfontein. Hierdie grafte wat hier so lê, was dit die boervrou kinders, uit die boervrou
en haar dogters, nee, wat verkragt was. En sy het gesê, dit is so. Sy het ook die bewyse gesien. Ek sê weer, as u vir my sê, jy stem nie saam nie, jy kan vir my die bewyse gee, dan verander ek dit en ek is mans genoeg om te sê, hierdie fout wat ek gemaak het, is 'n baie groot fout. Maar soos wat ek vandag hierso staan in hierdie Karoo, in hierdie bewolkte weer, dat ek aanvaar Elria Wessels se woord en my gevoel met die eerste opname oor die Springfontein konsentrasiekamp, nee, was reg gewees. Ek kon nie verstaan het nie, maar hoekom sou hierdie kind nie by die Hoofkampkerk op begrawe gewees het nie? En daarby wil ek sê, ek kan nie myself indink, wanneer 'n vrou teen haar wil oneer was nie. Nou moet sy vir 9 maande met daardie kind binne in haar loop. Ek kan nie dink hoeveel keer per dag moet sy daaraan dink dat sy hierdie ongewenste kind binne haar moet dra nie. Ek kan nie myself indink dat wanneer dit tyd kom dat daai kind gebore moet word, dat jy so 'n kind wil grootmaak nie. My ma is nou al 'n hele paar jaar oorlede, en toe ek jong was en 'n mens begin kyk na meisies, het sy baie keer vertel dat in die ou dae dit 'n geweldige skande was as 'n meisiekind, soos wat hulle dit in die ou dae gesê het, in die ander tyd geraak het, of dat daai meisie nee, verwagtend geraak het en sy nie getroud was nie. Dit was 'n verskriklike skande gewees. In baie families was daai meisiekinders verwerp gewees of onterf gewees, want so iets mag nie plaasgevind het nie. En gister het hierdie 3 beamptes by die Vroue Monument in Bloemfontein gesê, ja, weet jy wat nie, jy kan ook nie alles glo wat Elria Wessels sê nie. Iemand wat vir 30 jaar by die Vroue Monument in Bloemfontein gewerk het, wat deel was van daai ongelooflike arende produksie, wat die boerekruisgevangenis op Sint Helena uitgebeeld het, word daar gesê, jy kan nie alles glo wat Elria Wessel vir jou sê nie. Ek sê weer eens, hier is dit, hier erken sy, dat hierdie grafte wat hierso lê in die bokant van Springfontein, hierdie kindergrafte, dat dit die geboortes was van die boervroue en hulle dogters in hierdie Britse moordkamp hier op Springfontein, dat dit die kinders was wat gebore is uit verkrachtings uit. Nou wil ek net vir u wys, hierdie 3 beamptes, hierdie boek wat sê die Oorlogmuseum van die Boererepublieke, die ontstaan, wil ek graag vir julle lees. Hoe weerspreek hierdie mense hulle self. Hier voor in die boek staan, hierdie publikasie word opgedra aan Elsie Elria Maria Wessels. Sy was gebore op die 29ste van Maart 1949 en sy is oorlede op die 15de Oktober 2021 en dit was laas jaar, het ek haar die laaste keer gesien, toe sy die Siene van Rensburg toer op Ottosdal bygewoon het. En kyk net wat staan hierso, Museum Geesteswetenskaplike Navorser, vanaf 1979 tot 2012, ter erkenning van haar bydra tot die navorsing en die publikasies by die Oorlogmuseum van die Boererepublieke. Volksgenoot, vir te lank was daar gelieg gewees
oor die werklike toedrag van die Tweede Vryheidsoorlog wat hier plaasgevind het in Suid-Afrika. 3 ontkennings gister wat sê dat die onderhoud wat ek met Elria Wessels gedoen het oor hierdie kindergrafte hier agter my, die kinders wat verwek was deur die Britse soldate en wat verkragt was deur hulle wat hier agter my lê. Ja, daar is die name en ek glo dit was die name van daai spesifieke vrou. Maar dit maak nie vir my sin dat hulle hier ver weg, 3 kilometer ongeveer, begrawe lê hier in die bokant van Springfontein nie. Ek stem heel hartig saam met Elria Wessels. So elke keer word daar openbaring gemaak. Een van hierdie beamptes het ook gister vir my gesê, ja, weet jy wat, die Sutherland konsentrasiekamp, dit kon nie gewees het nie. Ek het hom gevra, was jy al op Sutherland gewees? Nee, hy was nie. Maar ek was. Daar is die dokumentêr, daar is die bewys in Ebenel se boek, bladsy 463. Waarom moet ons langer na hierdie liberale Afrikaners se goed kyk en glo wat hulle ons vertel van goed wat werklik gebeur het en die ontkenning groot is by hierdie plekke. So het ek ook iemand gehad wat my gekontak het en gesê het, daar is soveel bewyse, onder andere die mieliemeel met die glasstukkies in en die bully beef met die vishoekies. Dit is uit die vertoonkaste gevat by die Vroue Monument. Ek wil graag vir julle sê, die mieliemeel met die glasstukkies, dit is nog daar in die argief waar dit gebeere word, maar die bewys van die vishoekies en die bully beef blikkies is op 'n uitstalling. Nee, die verskriklikste hongerte in hierdie konsentrasiekampe was verskriklik gewees. Te min om van te eet en te veel om van te sterf. Die Britte het van hierdie boerevolk 'n spoegbak gemaak. Solank ek lewe, sal ek probeer om hierdie waarheid by julle mense uit te kry. Ek kan nie myself indink, ek en neef Innes het gister daaroor gevra en ek het dit al op vorige dokumentêre films het ek daarvan gepraat. As jy vir 3 of 4 dae nie geëet het nie en jy het so 'n blikkie bully beef in die hande gekry, my vriend, gaan jy nie daai blikkie stadig oopmaak nie. Jy sal hom eintlik met jou hande wil oopbreek om die kos te kry, net om iets in te kry. En nou eet jy daai blikkie bully beef. Jy gaan hom nie lepeltjie vir lepeltjie eet nie, jy gaan dit basies verslind. En nou kry jy van hierdie vishoekies in jou ingewande. Die grootste vrees wat baie van hierdie boervrou en kinders by hulle gehad het, is wanneer daai kinders na die kamp hospitaal toe moes gegaan het. Want van daar af het hulle nooit weer lewendig teruggekeer nie. En hierdie Vroue Monument in Bloemfontein sê dit gister weer. Ja, hulle het nie beplan dat so baie vrouens en kinders in hierdie kampe sou sterf nie. Dis nonsens, man. Hulle het presies geweet wat hulle kom doen het in hierdie land. Hulle was agter die goud en diamante aangehaat. Hulle het geen gevoel gehad vir hierdie vrouens en kinders nie. Hier waar ons nou staan is Jagersfontein nie ver van ons af nie. Dit is die diamantgat wat daar is groter as die Kimberley se gat waar hulle diamante uitgehaal het. Hulle het die vrouens en die kinders in hierdie omgewing aangejaag. Die mynskag, dink ek, is vandag nog daar, en dan het hulle daai vrouens en kinders met daai skag laat afsak tot op die bodem van daai van daai diamantmyn, wat groter is as die Kimberley se gat, sodat die boere hulle nie kan kom red nie.
Nou het daar 'n slukdam daar so in Jagersfontein gebreek. Klomp mense is dood. Maar het die mense vandag geweet wat het gebeur in Jagersfontein gedurende die Anglo-Boereoorlog? Dat daai vrouens en kinders in daai gat laat afgesak het. Ek kan nie myself indink nie, ek was een keer in 'n mynskag af. Hier is jy elke dag besig op hierdie vaste grond. En nou moet jy met 'n ding daar afgesak word tot onderkant. Die vrees vir daai vrou en daai kinders se goed gehad het. Emilie Hoppehaus, ek sal altyd haar woorde onthou. Wat sy gesê het. Om te vergewe. Miskien. Om te vergeet. Nooit nie. Maar so word hierdie mense elke dag ontbloot oor die leuns. Celestie Reinhold sê vir my, tydens haar navorsing, in haar 3de jaar, toe sy by die argiewe weer uitkom, was daar van hierdie leers weg oor die name van die vrouens en die kinders wat gesterf het in hierdie konsentrasiekampe. En ek sê vir haar, dit verbaas my nie. Hulle wil nie hê, ja, ons moet die waarheid weet, wat werklik hier gebeur het nie. Wanneer hierdie ooit eendag in hierdie rigting kom van Springfontein, die oorspronklike konsentrasiekamp, as jy met die padbrug van die hoofweg, die N1 afry, as jy net oor die brug gaan, aan die linkerkant was die konsentrasiekamp gewees. Omtrent 1 kilometer van daar af is die Hoofkamp Kerkhof, waar die vrouens en hulle mans en hulle oupas begrawe is. En omtrent 1 kilometer van die, amper daar by die stasie, is hierdie kinderkerkhof. Ek wil net vir julle 'n interessante ding vertel, en dis die verraad van hierdie Afrikaner organisasies. Tydens daai eerste opname oor Springfontein, was die begrafplaas, ek sal dit nou vir u wys, oorspronklik gewees, met die grafstene, net soos wat dit was in daai tydperk. Dis nie al die vrouens en die kinders in hierdie kampe, of die mans, wat as die ma of die pa of die oupa doodgegaan het om 'n grafsteen te bekostig nie. En toe kom maar weer 'n Afrikaner organisasie. En dit sê net vir my een ding, hulle wil die bewyse weggesteek het. En hulle sloop die oorspronklike kampkerkhof plat. En hulle gaan sit sulke marmer kopstene daarop. Waarom? Kom dat ek vir u sê waarom? Omdat hulle die bewyse van die hoeveelheid mense wat daar gesterf het, onder die Britte se hande wou weggesteek het. Toe gaan bou hulle net 'n muurtjie met die name en die goed op. Maar is al die name van die mense wat daar begrawe is, wat daar begrawe was, wat se name daar verskyn het, op hierdie gedenkmuur. Waar sy? Hierdie ware kom. Boerevriende, dis nou weer vir my 'n ongelooflike voorreg. Ek het Blackie de Swart seker 10 jaar terug met my heel eerste besoek, toe ons begin het om die konsentrasiekampe te vervulling, hier op Springfontein ontmoet. Hierdie pragtige boek. En daarom sê ek, niks in my lewe gebeur per toeval nie. Hierdie pragtige boek, 963 Days, het hier by 'n gastehuis gelê, en ek het hierdie boek gesien en toe ek begin deurblaai, toe vra ek die eienaar van die gastehuis, maar waar kry jy die boek? Toe sê hy, nee, Blackie de Swart het hierdie boek geskryf. Toe vra ek hom, maar bly hy hier naby, en wragtig, hier staan Blackie nou by my, en hy bly hier naby Springfontein. En dis hoe ek vir Blackie leer ken het. Maar ook, ek het nou gesê, toe ek die dag daar gestaan het, ek het nie geweet van daai kindergrafte nie. Blackie het ons gaan wys waar die konsentrasiekamp was, waar die Royal Engineers die putte gegrou het sodat die mense kan water kry.
En toe het hy my daai grafte daar gaan wys. Maar die dag toe ek het vervulling het, soos wat ek het voorheen gesê, het ek 'n baie snaakse gevoel gekry, dat hier die waarheid vir ons weggesteek word. Hier staan Blackie. Voordat ek nou met hierdie Klasie Havenga begin het ek goeie navorsing en goed gedoen. En heel toevallig, ek het sy boek lank terug, het ek deurgegaan, en hier kry ek die boek, en hier is die inskrywing, en Blackie, hulle bly op 'n plaas, hier naby Springfontein, die plaasnaam is Prior Grange. Julle moet hierdie oulike museum van hom kom sien. As julle ooit in die rigting kom maak gerus 'n draai, bel hom, hy gaan sy selfoonnommer gee, dan kan julle hom net kontak. Maar hier is nou foto's van Springfontein, wat ek nog nooit gesien het nie. En hier's 2 foto's van Sandrock. Ek kan dit nie geglo toe ek dit nou sien nie. Blackie, nee, wragtig, ek moet jou komplimenteer. Jy het 'n fantastiese. Baie dankie vir jou mooi woorde, hoor. Ek waardeer dit regtig. Ek het maar die boek geskryf. Okay, omrede daar. Hoekom het jy die boek geskryf? Ek het maar die boek geskryf omrede daar op daai stadium toe ek begin navorsing doen het in 2000. Daar niks geskryf was oor Springfontein. Okay. Jy het bietjie gekry in Times History of the War en in Breitenbach se verhaal, maar verder is daar baie min geskryf oor Springfontein. En ek het toe begin delf in die geskiedenis omdat 'n ander historikus, Owen Coetzer, ook dieselfde ding nagevors het. En hy was Engelssprekende Coetzer geweest en hy het 'n boek genoem geskryf met die naam van Fire in the Sky. En die boek het gegaan oor die vernietiging van die Vrystaat, the destruction of the Free State, waar hy die vernietiging van die plaas en al daai goed deeglik beskryf het. So in met die navorsing in hierdie boek, dit my 10 jaar gevind boek te skryf, het ek afgekom op die geskiedenis van die ongedoopte kinders. Ek het maar ligweg daaraan geraak. Ek is nie baie ingelig daaroor nie. En in my boek sê ek maar net wat Raad en Lou gesê het, dat die kinders wat begrawe is in die begraafplaas van ongedoopte kinders, hulle is daar begrawe omdat hulle nie gedoop was nie. En dit was volgens hulle een of ander godsdienstige geloof gewees. Ja. Baie mense betwyfel dit, ek weet nie. Soos ek sê, ek het nie regtig nie baie diep. Maar die dag toe jy daarso staan, nê, het jy ook 'n gevoel gekry, is dit die waarheid of is dit nie die waarheid nie? En ek het dit net nou probeer verduidelik. Die dag toe die Britte by 'n boervrou se plaas aangekom het hulle haar 5 minute gegee en gesê, pak, jy gaan konsentrasiekamp toe. Nou as 'n vrou 3 of 4 kinders het, is die laaste ding wat sy nou gaan dink, om 'n geboortesertifikaat te vat. Ek sê dit ten sterkste, ek glo dit nie, dat Sandrock van tent tot tent gegaan het in daai 3000 groote konsentrasiekamp. En vir hulle gaan sê, hoorie, waar is jou kinders, het jy doopsertifikaat? Okay, jy's alright. En as jy kyk na die datums van die kinders in die Hoofkamp Kerkhof, en jy kyk na die datums, die ouderdomme van die kinders hierso, stem dit ooreen. Ek sê, en tot hulle my nie die bewys gee nie, daai was die vrouens wat verkragt was, in daai se kinders wat daar lê in daai konsentrasiekamp. Rudy, moontlik jy het 'n meer navorsing gedoen as ek gedoen het oor die storie. Die Astrid strydigheid op bly van die kinders se paar dae oud en anders is 2 jaar oud. Nou wonder ek skryf hier in my boek in. Mense wonder hoe kan 'n kind wat al 2 jaar oud was nog nie gedoop was nie. Ek weet nie, jy weet. Ek dink nie baie van die mense wat in die konsentrasiekamp was erg betrokke by die kerk ook gewees nie. Nee, hulle was nie, hulle het eintlik hulle eie kerk gedink en eie kerk maar gehad en hulle het geglo, maar hulle was nie as sulks in 'n kerk kerk betrokke gewees nie. Daar was gevalle gewees wat ook gestry het oor wie was in die gereformeerde kerk en die was in die Nederduitse gereformeerde kerk gewees. En dan is daar ook nog die teenstrydigheid van 'n ongedoopte vrou, sy was 'n mevrou Kreer gewees, wat in die normale in die ander begrafenis begrawe is. Hoekom dit gebeur het? Ek wil net vir jou vra net, daar's nou 30 grafsteentjies daarso. Daar's 37 name daarop. Weet jy, is daar enige rede vir dit? Nee, ek glo nie. Ek dink daai goed is lukraak gemaak na die tyd. Daai ding is
in 1958 of 59 is hy reggemaak. En die teenstrydige, die snaakste ding daar was, dat die persone wat op die raad was, wat die ding gerestoreer het, hulle het hulle name by die hek gesit, maar nie kinders name opgesit nie. En is eers in 1990, waar die Vrystaatse administrateursvrou mevrou Botha gekom het en hy hek. Waar het hulle daai name gekry daar? Ek glo ook nie daai name geraak is gewees, in die kerk gewees. In die NG Kerk. Ja, hulle aanhalig gewees. Ja. Maar waarom is daai grafte? Onthou, as ons doodgaan, word ons van oos na wes begrawe. Nee, het jy gesien al daai grafies is heeltemal so ot begrawe, hulle so half skuins. Ja, dit sal ek nie vir kon sê nie. Ek het nie so opgelet nie, maar nog 'n snaakse ding is dat die Britse Commonwealth War Graves Commission, hulle het daai begraafplaas saam met die ander begraafplaas so 7-8 jaar gelede het hulle hom gerestoreer. Wat presies daar gebeur het? Ja. Ek sou vir jou graag antwoord wil gee. Ja, nee, baie mense vra my en sê ek, ja, jong, ek het maar net gelees wat ek gekry het. En al wat ek vra is gee my die bewyse, maar ek sê, daai was die vrouens wat verkragt was, wat se babas daar lê. Daar's geen ander volwassene wat daar begrawe is nie. Sander, die kerkhof het ontstaan, die konsentrasiekamp was in 1901. As jy nou, daar's nou nie datums daarop nie. Maar dit maak nie vir my sin as jy kyk na die ouderdomme van hierdie kinders wat dood is en jy gaan na die Hoofkamp kerkhof toe, daar kry jy presies dieselfde ouderdomme. Nou hoe het hulle dit? Nee, iets is nie pleisies nie. Ja, ek weet. Ja. Maar Blackie, baie dankie man. Dankie. Sê vir die mense asseblief. Ja, ons het by Prior Grange Gasteplaas. Ons is so 150 km suid vanaf Bloemfontein. Halfpad tussen Johannesburg en meeste kusplekke. Baie gewilde oorstofplek. Ons het ons eie webwerf, jy kan opsoek Prior Grange. Ons telefoonnommer is 083 310 8324. En skakel my vrou Cheryl vir 'n besprekings. So baie van ons het groot geword met hierdie liedjie wat ons so uit volle bors uitgesing het toe ons klein was. En die mense het nooit die erns besef, nee, die betekenis van hierdie liedjie nie. En as ek nou dink waar ek is vandag en die voorreg om hierdie 3 mooi meisies hier tot te hê wat hierdie opname doen oor Simamba, dan dink ek aan al die vrouens en hulle dogtertjies en die seuns wat in die konsentrasiekampe was. En dat ons eintlik tot nou, na soveel jare, 123 jaar na die Tweede Vryheidsoorlog, nou eintlik die werklike betekenis weet van Simamba, mamma se kindjie. En ek glo baie van julle het gewonder, bestaan hierdie liedjie regtig? En hierdie liedjie bestaan regtig, dit is in die FAK se sangbundel nogal. Kan julle glo?
Is dit nie verskriklik as 'n mens daaraan dink? Kyk hoeveel kinders is dood in die Springfontein konsentrasiekamp Kerkhof. Vriende, hierdie is die kampkerkhof van Springfontein. Hier was oor die 3000 boervrou en kinders gewees. Die dag toe die Britte by die plase aangekom het om hierdie vrouens van die plase af te verwyder, was hulle 5 minute gegee om hulle goed te vat. Daarna het hierdie Britse soldate, alles opgeëet wat hulle kon gekry het in die huis. Dan het hulle waardevolle meubelstukke stukkend geslaan. En dan het hulle hierdie huis aan die brand gesteek. Wanneer ons kyk na hierdie kinders se geboortedatums en se ouderdomme, dan was dit die laaste ding wat hierdie vrou, hierdie ma, hierdie moeder aangedink het om te vat, was die laaste ding gewees 'n geboortesertifikaat. En as dit so was, wil ek hê dat hulle vir my die bewyse moet gee, waar is hierdie geboortesertifikate wat hierdie vrouens saamgebring het na hierdie konsentrasiekamp toe, hier op Springfontein. Kyk net na die ouderdom van hierdie kinders. Nou in een van die boodskappe van professor Raad sê hy, ja, die ander rede waarom hierdie 37 kinders dalk aan die bokant van die dorp begrawe is omdat die spasie dalk te klein geraak het hierso waar hierdie kampkerkhof is. Nou wil ek net vir u wys. Kyk hoeveel spasie lê hier langs hierdie kerkhof. Hoeveel spasie het jy nog werklik nodig om 37 babietjies te begrawe?
Boerevriende, dit is nou vandag die 1 September 2023 en as ek vir julle kan sê in watse afgryslike toestand hierdie Bloemfontein se kerkhof is, ek het nie woorde om dit te beskryf nie. Dan wonder ek, waar is die DA waar is die DA stadsraadlede, die Vryheidsfront en almal wat jou stem soek, sodat plekke soos die, waar jy jou geliefde kom lê, 'n tipe van 'n verering kan kry, maar ook dat jy nooit hoef bang te wees om 'n besoek te kom aflê in 'n kampkerkhof, om daai mooi dae wat jy met jou vriende of jou geliefde gehad het, net weer 'n bietjie tot herinnering te roep. Ek staan nie met disrespek hierso op hierdie graf nie. Maar hier lê die hele verhaal wat gaan oor die 37 babas wat eenkant begrawe is in Springfontein en waar die skuld op hierdie godvreesende man gelê word en waarvan hy beskuldig word, naamlik Christoph Sandrock. Hy was gebore op die 18de Mei 1845 en hy is oorlede op die 12de November 1930 en bokant is sy vrou Clara Sandrock. En hier in die onderkant lê 'n beeld, ek sal probeer om dit af te neem, maar dit is baie verweer, waar die gemeenskap en die kerk op Springfontein vir hom sê, baie dankie vir die ongelooflike werk wat hy gedoen het in 1900 by die konsentrasiekamp op Springfontein. Nou, hierdie gaan heeltemal 'n omwenteling keten, sodat daar uitgewys kan word die leuns van hierdie liberale Afrikaners wat vir ons vertel het, is dat hierdie man, Sandrock, Christoph Sandrock, gesê het by 'n konsentrasiekamp wat meer as 3000 boervrou en kinders gehad het, dat as hy die volgende oggend in die kerkhof ingaan en 'n vrou het geboorte geskenk aan 'n baba en die baba is dood, dat daardie baba nie saam met die res van die ander vrouens en kinders wat daar dood is begrawe mag word nie, hulle hel toe gaan. Hulle beskuldig vir Sandrock dat hy dit gesê het. Hier is die bewyse van die Lutherse kerk uit Duitsland uit, dat daar nog nooit so iets was in die Lutherse kerk, dat as hy was nou 'n predikant gewees, as hy nie uitkom betyds en die vrou het gekraam en die kind gaan dood, dat daardie kind hel toe gaan. Die Lutherse kerk sê, net soos in Matteus en Lukas in die Bybel, dat daardie kind geen sondes het nie en dat hy sal hemel toe gaan. Ek sê dit met groot respek. As daai boervrou en haar dogter op die plaas verkragt was deur die Britse soldaat en sy moes geboorte gegee het aan daai ding, weet nie of haar 'n ander beskrywing is nie, miskien is ek dalk 'n bietjie kras, en daai ding gaan dood, dat daai ding nie hemel toe sal gaan nie, maar wel, ek kan nie sê hel toe nie, dit is vir God om te besluit.
want dit was teen haar wil dat sy verkragt was op die plaas deur hierdie Britse moordenaar soldate. Om die leuen uit te wys wat hulle hierdie arme Sandrock, en ek glo die kerk op Springfontein sou nie vir hom dankie gesê het as hy boos was en hy besluit het dat daai kind hel toe gaan nie. Hierdie professor beweer dat die Lutherse kerk die Romeinse katekismus gevolg het en dat die Romeinse Romeinse godsdienst gesê het dat so 'n kind hel toe gaan. En hier gee ek nou vir u al die bewyse. Die vroue monument in Bloemfontein met 3 personeellede sê jy kan nie alles glo wat Elria Wessel sê nie. Sy 30 jaar by die vroue monument gewerk. Hoekom het hulle teen haar gedraai? Hoekom het hierdie professor wat baie bekend is by ons, in die een oomblik sê hy die fantastiese werk en hy bedank Elria in sy boeke, en die volgende oomblik sê hy, maar sy was die grootste liberaal op 2 bene. Sy het hom op alle maniere probeer dwarsboom om te keer dat hy 'n gedenkreeks uitbring. Mag God die waarheid laat seëvier oor die leuns wat hulle 'n gesand van God toegesnou het met die boosheid van alle mag. Hier lê hy vergete in die ou kerkhof in Bloemfontein. Sal vir u die pin location ook stuur as u dit wil hê. Ja, dit is verskriklik hoe die leuns ons toegesnou word en ons dit maar net goedmoeds aanvaar. My vriend Ernest staan hier langs aan. Ek weet nie of hy gou hier langs my wil kom staan nie, of hier in die agterkant. Ek wil vir hom sê, namens Sandrock en die boervroue in die konsentrasiekamp op Springfontein. Jy moet net Ernest kom staan net, maar jy is 'n bietjie langer as ek. Ek wil net vir hom sê, my vriend, jy het fenominale werk gedoen om die waarheid te kry, hoe ons amper geglo het dat hierdie liberale Afrikaners en hierdie vroue monument hier in Bloemfontein wat niks gedoen het oor die verkrachting en die molestering van die vrouens en die kinders in die konsentrasiekampe, waar die briewe van beëdigde vrouens gemaak was en in die Klaasie Hamegag verslag gebeere was. My vriend, namens die boerevolk, namens hierdie vrouens wat nooit die voorreg gehad het om hulle verskriklike goed wat met hulle gebeur het, wat hulle aangedoen was met syfilis besmette soldate op die plase. Baie interessant was, is ook die graffies. Daar's net 30, dan moet 37 wees, dat hulle almal in 'n posisie van 45 grade begrawe is. Maar Sandrock, my vriend, vir jou en jou vrou, en wat julle ook daar gedoen het vir Emily Hophouse, haal ek my hoed af. En ek sal geen steen onaangeraak los om die waarheid en die beskuldigings wat teen jou gemaak is te laat seëvier nie. Die waarheid sal jou vrymaak. Daardie bekende liedjie, Simbamba, mamma se kindjie, Simbamba, mamma se kindjie, draai sy nek om, gooi hom in die sloot, trap op sy kop, dan is hy dood. Waar hierdie professor dit ten sterkste ontken, om te sê, dis van alle waarheid ontbloot, daar was nog nooit so 'n liedjie gewees nie. Hier is die bewyse, nogal uit die FAK se sangbundel. As iemand weer vir jou sê, dit is nonsens, sê vir hulle met my kontak. Ons moet aangaan, maar wat 'n voorreg, wat 'n teleurstelling om hierdie man se graf te sien, wat so toegegroei is.
Ons sal aan die Duitse Lutherse Kerk in Duitsland 'n foto stuur. Miskien sal hulle dalk help om 'n bydrae of 'n finansiële bydrae te maak. Maar dit lyk verskriklik. Hierdie inwoners van Bloemfontein, gee julle maar niks oor waar jou pa of jou ma of jou ouma of jou boetie of jou sussie begrawe is nie. As julle eendag nog iets wil sien waar ons erfenisse en goed vergaan in hierdie kerkhof, as jy nie opstaan nie, gaan niemand dit vir jou doen.